skrif, hy sê en daar gaan 'n tyd kom in die oordeeldag, hy praat van die oordeelsdag, wanneer daar mense gaan kom wat sal sê, Here, ek het dan in die naam geprofeteer. Ja. Here, ek het duiwels uitgedrywe. Yes. Here, ek het tekens en wonders gedoen. Dan sal die Here sê, gaan weg, julle vervloektes, want ek het julle nog nooit geken nie. Ken nie, ja. En ons verstaan dat om in die krag van die Here te beweeg, moet jy 'n man van gebed wees. Maar deur daai skrif wys dit vir ons dat net gebed is nie net omdat God altyd ons gebede antwoord. Dit sê nog nie, sy word geaccept deur God as 'n Yes. kind van God nie. Maar dit is net wanneer jy 'n vredemaker is. En daarom wil ek iemand vandag bemoedig. Maak vrede. Maak vrede, ja. En die woord van die Here praat van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat ons harte en ons sinne bewaar. Dis een ding wat die vrede van God maak. Ja. Daar is mense vandag wat ontevrede is. En die woord van die Here praat van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis hoekom mense sometimes nie vir jou kan verstaan nie. Never mind wat hulle aan jou doen. Never mind hoe hulle op jou neerkyk. Never mind hoe hulle agteraf van jou praat. Jy het vrede met hulle. Jou gesindheid bly dieselfde. Jy verander nie. Daarom sê die woord van die Here, hy sê laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Om 'n kind van God deur God genoem te word, jy moet jy 'n vredemaker is.